Nou terwyl julle nou so kliphard aan die plant is, nê, is dit nou seker net reg dat ons vir precision planting hier deurtrek, terwyl jy hard in jou kop het, jy weet waarmee jy sukkel. Praat met François, hy gaan my meer vertel hier by Agritechnica. Wat se nuwe goeders wat hulle het, waarna kan julle hulle uitsien? En hoe gaan hulle vir jou die goed nog bietjie meer presies maak en jou moeilikheid oplos? Ons luister. Frans, hoe lyk dit? Goed met jou? Nee, wat? Doodstil, rustig. Mooi. Opgewonde, is klop nuwe speelgoed, nê? Ja, nee, jy verseker. Sê vir my by Precision Planting, julle het hierdie besigheid wat hier agter is. Nommer 1 sien ek hulle kon hom nou maar 40-40 skerm genoem het hierdie en hy's groot genoeg, nê? Ja, dit is die 16-duim skerm. So as jy 'n bietjie meer inligting het wat jy op die skerm wil hê, dan kan jy baie meer matrix op daai skerm sit en so in elk geval met een opslag. Jy kan twee skerms met mekaar link ook as jy wil, as jy nog meer inligting wil sien. Jy sien, daai werk actually mooi. Dan kan ek nou en dan as ons mooi vra kan ons seker rugby ook op hom kyk, né? Amper ja. Sê 'n bietjie vir my, wat gaan hier aan? Hulle het nou klomp interessante goeders hierso wat hulle moniteer en te kere gaan verduidelik my gou. Ja, so hierdie is basies Precision Planting se droë produk monitering. Ja. Nou, een van die goed wat hulle doen is, hulle kyk, jy sal sien hier is 'n metric wat hulle praat van magnitude. Ja. Nou dit wys basies die variasie in vloei tussen rye en so. So as jou magnitude konstant bly, dan weet jy jou rye gooi gelyk en so, gelyke hoeveelhede. Dan sal nie issues nie, want ek neem nou aan soos dan hierdie nommer 4 is nou dood hierso. So hy het nou geen vloei wat basies daardeur gaan nie, so hy wys hom as 'n anomalie. En maar as hy nou reg is, dan gaan hulle nou almal en dan gaan hy vir jou 'n syfer gee. En as daai syfer drop, weet jy as moeilik. Ja, dan weet jy as 'n gedeeltelike blokkasie ergens iets in daai lyn. Sê vir my, op wat kan ek hierdie goeders dan nou alles gebruik? Is ek nie okay kunsmis, kan ek hom vir fyn saad of daai tipe van goeders? Ja, so jy kan hom vir fyn saad gebruik op jou koringplanters en op mielieplanter vir jou kunsmis of enigiets. Jy kan So nou bring julle al by die Precision Planting nou na die fyn saad kant toe ook. Ja, nee, so Precision het daarom vir die fyn saad al 'n rukplant produkte, so varierende toedienings wat jy kan ons doen deur Precision stelsels. Maar en dan hulle Cedar Force ook wat jy kan opset soos Delta Force. Maar omdat ons maar gebaseer is in die mieliegebied en so, het ons nie te veel navraag daarop nie, maar dit kom aan. Maar een van die dae gaan julle Kaap toe, né? Ja. Raad kos ek 'n bietjie wat is hierso nog rondom hierdie goede en dan terwyl ons so stap. Ek bedoel ons is wanneer het ons die eerste keer ontmoet? 6-7 jaar terug, né? Ja, seker omtrent. En ek weet toe was Precision Planting nou nog baie nuut op die mark gewees ensovoorts. Net so vinnig die sukses wat julle behaal het intussen tyd, want ek meen daar's 'n klein huisie vol planters wat met julle uitmeters loop en dan met Screen 2020s ensovoorts. 'n Klomp ander ouens wat planters bou wat julle uitmeters gebruik. Wat dink jy is die groot sukses agter dit gewees? Chippie, ek dink een van die groot goed is maar bewusmaking by die boere en om vir hulle te wys wat die effek is van om presies te wees. Vir die ene is presies om 95% singulation te hê. By Precision is daar nie daai leniency sal ek sê. 95% mislukking in jou boek. 95% by ons is 'n B of 'n C. As jy dis verseker nie 'n A of 'n A+. Ons soek 99.8% singulasie. Ja. En dit verseker dat jou plantestand reg is vir optimale opkoms. En dan ander produkte soos Delta Force wat seker maak dat jy die hele tyd die regte hoeveelheid druk op die ryeenheid neersit. So jy kompakteer nie saad voor langs die saad nie en jy het nie dat jy sekere putte vlakker neersit. Dit wat vir jou basiese 8% opbrengsverhoging verseker teenoor enige spring stelsel. Want dis wat ek wil vra, nee. Ek meen hierdie ding
is nou 'n bietjie duurder as wat jou, noem dit jou meganiese stelsels op die mark is, maar hy kan vir my presies sê waar in die land daai ding hoeveel gedruk het en as ek reg as ek dit sê. Hoekom is daai in data vir my belangrik? Die data dink ek nie is so belangrik nie. Jy kan wel sien, hoor so daar soos gronde wat stywer is en so, want dit gaan als oor byvoorbeeld klei-inhoud in jou grond. Ja. Nou, of dat dit droër was of iets. Ja, want ek weet wat ek net sommer sit en dink is, mense skryf ons nou altyd die goeters na die tyd wat jy issues sien en dit kan wees laat daar dalk kan ek dit stel soos wat jy sê dat daar 'n kleikolletjie was of iets in die koers en dan in die toekoms kan ek weet hoorie as ek daar kom kan ek hom stel dat hy nie so hard druk of harder druk of wat ook al die geval mag wees. Ja, wat die lekker is van Delta Force is jy het 'n verstelling wat jy op hom sit. Nou so jy kan op die skerm sien hoor hierso ek verloor grondkontak of ek het 100% grondkontak. Ja. Nou ons lees dit deur 'n sensor wat lees hoe 200 keer per sekonde hoe hard druk jou diepte by jou wiel op die grond. Die kant af sien. Nee. So die sensor van hier sy sensor. Ja. Hy werk op hierdie mustache. Ja. Dis nou van die O, hors. ek het nog wel 'n snor op. Ja. Wel dit is die hors. Die horse is ja. Ja, so Want hierdie is nou geretrofit op 'n horse karretjie, né? Ja. En hierdie kant het julle, kom ons gaan net hier om, ek wil net gou kyk. Daarso is 'n Vaderstad. En hier's nou amper meer wat die ouens oor die algemeen by ons 'n John Deere karretjie sal deurtrek, né? Ja. Maar dit bly dieselfde tegnologie wat op die goed is. Ja, so hierso het ons op John Deere, hier sit hulle load cell. Hier binne en daai 16 mm pen wat die mustache vashou by die John Deere op die diepte verstelling. Okay. So daar lees ons 200 keer per sekonde hoe hard druk die wiele op die grond. En die hidroliese silinder pas dan 5 keer per sekonde die druk aan. Nou wat die meeste ons verstaan van dit is, hy druk die hele tyd die karretjie om hom in die grond te kry. Ja. Nou dis nie die waarheid nie. Ons wil rofweg 20 na 30 kg druk op daai wiele sien. So as hy te veel druk het, dan kan hy 200 kg afhaal van die ryeenheid af, gewig afhaal. En dan kan hy tot 300 kg Ek afdruk. neem aan dit het ook 'n effek wanneer my saadbak vol is en leeg is en daai tipe van goed. Ja. So en wat interessant is, ek het by 'n paar boere daar gaan haal ek plante uit wat sê 'n 50% potensiaal het en 'n ander een wat 100% potensiaal het. En dan kry ons altyd daardie wat so die rand is wat hy so 'n klein koppietjie wat eintlik nooit eens in die stroper kom. Ja. Nou die verskil daar so 80%, 90% van die tyd gaan oor plandiepte. En dan praat jy nie van 2 cm verskil in plandiepte nie. Dit is soos 'n half sentimeter verskil. Ja. Nou, wat hy het net bietjie minder vog gehad daar, so hy het langer gevat om daai vog op te neem en om uit te kom. Die groot ding is ook en ek dink nie dit want nou begin mense in 'n discussion ingaan, ja, maar wat is die regte plan dit om te plan, hè? Maar dit gaan nie noodwendig oor kom ons sê ek het op 5 cm of 6 cm of 4 cm geplant nie, maar laat alles op 4 of 5 cm geplant is op die einde van die dag. So ek is nie daarom vir jou te sê hoor so jy moet 5 cm of 6 cm of so plant nie. Wat ons wel weet is temperatuurverskille maak dat 'n plant later opkom of so of vroeër opkom. Maar ons almal weet in Suid-Afrika dat ons jaag vog, so ons wil omtrent op 'n 6,5 7 cm diep plant om in daai vog te kom. En as jy dan konstant in daai vog kan plant, behoort al jou mielies kom ons sê binne 12 na 24 uur venster op te kom. Nou, ek wil gou hier nee, want lyk my hierso, nee. Spuit hulle nou al wat gespuit kan word op 'n plan, maar dit wys jy wat jy alles kan doen, nê? Ja. So hierdie is ons stikstof toediening eintlik. Ja. So wat lekker is van hierdie is jy weet jy's altyd weg van die ry af. So jy kan groot volumes kunsmis neersit en jy kan hom split. Jy kan hom links en regs van die neersit. En Ja. hy's konstant weg van die ry van die putte af. So jy kan nie jou saad brand nie. Ja, daar hardloop en nou mooi tussen daai goede. Ja, so jou gauge wheel is gesplit en daai mes loop hard tussenin. En daar's 'n kouter wat voorloop wat jou
Ek weet net die- natgrond daar uithaal. O nee, maar wag, die Gageville het met julle te doen. Waar staan Ja. hy? Nee. Gaan hy nie pak hier in die Gageville nie? Nee. Jy die hele tyd mos nou daai jy moet hom opskoon nou soos ja. hy draai. Sê jy nie daai issue nie. Nee. Okay, nee, cool. Die ander een is nou hierso. Nou wat hulle praat van is die 4 R'e van kunsmis, so die regte bron kunsmis op die regte tyd op die regte plek teen die regte ry. Hulle praat van passing the baton. So jy Ja. gaan nou hierso basies gaan jy basies sê nou maar 'n fosfaat of sê nou maar mikroorganismes of iets op die pit neersit. En hierdie kant toe gaan jy dalk net so 'n ligte starter kunsmis Ja. of iets neersit. So die oomblik wat daai eerste worteltjies uitkom, dan kry jy hulle daarso. En dan soos hulle verder gaan, kom hulle by jou ander kunsmis wat bietjie verder geplaas is. Wat hulle dan by kan uitkom. Maar as ek hierdie ding nou so kyk, nê, want kyk hierso, hy loop nou een tipe kunsmis wat hier ingaan, nê. Ja. En dan split hy hom nou net daarso in sy 3 Ja, goede wat inkom. Maar ek behoort in teorie as ek 3 goeders daar wil doen of 2 goed sê op die kante en 1 daarso, sorry, jy Ja. net wys, 2 op die kante, 1 daar, dan vat ek hom nou maar net met die pypies reguit deur tot daai kant. Ja, so jy kry 'n splitter wat hom nie na 3 toe split nie, wat hom na 2 toe split. Ja. So jy kan een produk byvoorbeeld op jou vlerke sit en heeltemal 'n ander produk in die middel neersit. Maar die punt is dit wat my verbeelding kan uitdink, dit kan julle vir my redelik doen. More or less, ja. Uitstekend. Hierdie is nou maar net ons ry vir rybeheer van kunsmis. So hierdie hele stelsel werk soos 'n common rail stelsel. Jy werk op 'n 3-bar druk en hy het 'n bolwelf kraantjie hier met 'n elektriese motortjie wat oop en toe maak om jou vloei te beheer. En dan het ons nou die reveal road cleaner. So is 'n vry-mounted road cleaner. Hy het geen effek op jou row unit raai nie. Ja. Hy is heeltemal onafhanklik van jou ryeenheid. Okay, en hy operate dan op sy eie en hy maak basically skoon dat hierdie ding ordentlik kan hardloop. Ja, Mooi, en mooi. so glad moontlik kan hardloop. Okay, nou gaan ons nou by hierdie, né? Closing. Nou ek weet nie tussen rywytes, né? En toetrapwiele, né? Waar gaan nou die grootste fight uitbreek in 'n bar as ons nou regtig begin aan die kant kom hier, né? Ja. Verduidelik my gou 'n bietjie hele Faro Force. Ek het al ouens gekry wat luister jy kan eerder sleg praat van sy vrou nee, maar jy moenie vir hom sê luister hierdie storie werk nie. Ja. Verduidelik my. Chippy, ja, as jy nou gaan kyk in Amerika, dink ek is daar iets soos 140 verskillende opsies op toetrapstelsels. Ja. Wat op die mark is. En elkeen van hulle werk in sekere kondisies. Nou die ding van Faro Force is hy werk eintlik basies in enige kondisies. En jy kan nou maar gaan kyk by enige huis gaan vir jou sê sy voore is nêrens oop nie, maar ek wil vir jou waarborg hy gaan omtrent 2 na 5% van sy lande hê waar die voor oop bly wat hy hom nie toegetrap kry met sy bestaande toetrapstelsel nie. Wat lekker is van hierdie, hy het weer eens ook 'n sensor wat lees 200 keer per sekonde hoe hard trap hierdie wiele op die grond. Ja. So as jy nie grondkontak het nie, weet jy hierdie kulters is nie diep genoeg in die grond in om die voor reg toe te maak. Naamlik wat hy nie grondkontak het nie, pomp hy hierdie ligkussing op en hy druk daai kultertjies dieper in die grond in. Of hy kan gewig van hom afhaal. Die geheim van dit is jy maak jou saad voor van onder af boontoe toe, so jy het nie droë grond wat by die put val nie. Jy hou jou nat grond onder jou droë grond bo. Jy het 'n baie goeie saad tot grondkontak. En hierdie trap basies jou lug uit. Jy wil nie lug leegtes tussen die kluite hê nie. Sê gou vir my kan ek hierdie ding op enige toetrap ding sit of kom hierdie hele storie kompleet? Hy kom kompleet van hier onderaf. Nou, hy is compatible op meeste van die planters. Ja. En dan die ander ding is jy hoef hom nie te vat met sy outomatiese beheer nie. Jy kan byvoorbeeld jy kan dit op enige planter sit sonder 'n 2020 skerm of enigiets. Maar dan het jy 'n levertjie in die cap en jy het 'n ligkussing met 'n kompressor en dan gaan grawe en kyk as jy tevrede met hoe hy agter lyk. Is hy te sag of moet hy meer druk op hom En dan jy nou die manual opsie. Ja, dan die manual opsie. So dan is dit so goed.
Die verskil is nou net, jy stel nou net die spring, stel jy nou uit die cab uit. Ja, ja, nee, presies. So nee, dis nou maar vir die man wat nie lus het om baie uit te klim nie. Hy kan hom sommer vandag, weet jy, daai werk ook goed. Okay. So, dan wil ek net terugkom na as ek nou byvoorbeeld julle tegnologie op my planter soek. Hoe maak ons as kom ons sê ek het al my balke en goeders, kan julle vir my ander karretjies gee, moet ek my karretjies, hoe maak julle? Choppie, ja, so dis iets wat ons baie doen. Ek sal graag hier vir jou net wil wys. Ja. Ons het nou die eerste jaar die Cornerstone rooi eenheid van Precision Planting self wat hulle ontwikkel het ingekry. Ja. Nou ons het omtrent so 140 van hulle verkoop die jaar. Yes. Dis nou hulle eie karretjie self. Ja, dis wat hulle self ontwikkel het. Jy sal sien hier so die uit 'n trailing gauge wielarm. Ja. Nou die shockloads deur die karretjie met 'n trailing arm is net minder. Hy obviously is al die toerusting is aanpasbaar op hom. Want net gevind, want ek sien nou hierdie besigheid, dis nou gemaak vir hierdie Vir daai vloeibare kunsmis met die vloeibare weerskante kunsmis plaas. goeders wat jy weet kan te plaas om hulle daarin te kry, nê. Nee. Ja. Right? Ja, so en dan sal jy nou sien hierso ook jy die road cleaner wat ons daar voor na kyk het, hy het 'n wielietjie hierso. Nou jy het 'n opsie ook om 'n no-till kulter op hom te sit. Ja. Dan plant jy basies no-till met jou konvensionele planter. Wat jy hom kan hardloop. Ja. En hierdie dis daai jeter road cleaners, nê. Nee, is ek reg? Nee, dis Precision se eie road. Dis presies in sy eie road cleaners. Ja, maar dis more or less dieselfde. Hulle het mos almal maar dieselfde tande en Design en daai goeders, maar nou kry ek op een plek kry ek al die lotte. Ja. Okay, En jy kan hom ook uit die cab uit beheer, so hy het 'n ligkussing wat hom optel heeltemal of kan afdruk. Nou, dis baie cool. wat lekker is ook op die row unit, as jy het 'n opsie vir 'n 3 bushel bak. Ja. Ek weet nie of jy al 'n 3 bushel bak vol saad Ek het geen idee wat 'n bushel is nie, maar 'n 3 bushel bak gaan seker omtrent ja, dis so 25, so is 75 kg. ja, nee, ek ek gaan hom sien nie die bak maklik vol maak. Nou wil jy hieronder werk aan iets. Ja. Nou is hy so dat jy hom kan vat en jy kan hom oortel. Hy het 'n support bracket hierso agter die 3 bushel bak. So jy kan hom oortel en hy staan so. Jy kan dan alles werk hier binne en Jy sien iemand het gesukkel iewers ter, nê. ja. Nee. Is gewoonlik waar dit vandaan kom, né? Dis presies net Jy so. kry die probleem en dan probeer jy 'n oplossing kry vir dit. Is net soos jy daar sê. Wat lekker is ook hierso by die ryeenheid. Hy het hierso wat hulle praat van 'n oval nut. So as jy jou sterte moet center op jou saad voer, Ja. dan skiet jy daai voorste nut daaronder. Jy het 'n spanner en jy draai hom hier en jy swaai sy angle presies. Wel, dan swaai hy sy stertjie nou net laat hy reg is. Ja, dat hy presies gesenter is. Maar hier is die ander ding ook, wat ek hou daarvan is, nê. Nou plantseisoen, ons laat dit klip of iets, jy weet mos dit gebeur. Nou het die ding net so bietjie gebuig. Nou sê ek meen daar's nie nou tyd om hom reg te maak of wat ook al nie, maar nou kan ek hom ten minste terugbring dat hy in line is so goed as moontlik totdat ek tyd kry om hom te vervang. Ja. Ja. Ek like dit. Net hierso ook. So hulle het 'n sluys ook hier ingebring. So as daar iets in die meter fout is en jy moet nou aan hom werk, dan hoef jy nie al die saad uit te gooi nie. Jy skuif die sluys toe. Jy kan die meter afhaal en jy die spul saad wat daar uit voeter of Want kyk, ek dink dis die ander ding waar julle produkte so goed na die party toe kom is as jy kyk wat mieliesaad deesdae kos. Dis nie net meer 'n kwessie van jy nou ek sien ek daai dag op Facebook uit hulle in sy double cab bakkie gelaai, hulle ry agter op die seat. Die mieliesaad is duur, pa. Nee. En laat jy elke die maksimum uit elke pit uit moet kry. As ek reg as ek dit sê dat julle tegnologie net daai ding, die genetika versterk. verseker.
Greg Sauder wat jare terug precision planting begin het, hy het altyd gesê mielies het 'n potensiaal van basies omtrent 50 ton as hy daar in die sakkie staan. Dan begin jy om te behandel met 'n swamdoder en met 'n wat ook al en elke ding wat jy doen met daai ding trek fisies af van die potensiaal van daai plant. Nee, of jy plant die een put bietjie vlakker as die ander ene en jy trek van die potensiaal af ensovoorts. So hoe minder jy aftrek, hoe hoër gaan jy realiseer op jou. So wat ons nou ten minste weet is ons gee nou daai plant die beste moontlike start wat hy kan kry. Verseker. Iets anders wat ek jou ook net wil wys, so hulle praat hierso van die zero van die diepte. Ja. So begin van die seisoen dan kan jy nou gaan en sê jy wil 7 cm die plant. Dan sit jy 'n 7 cm blokkie onder elke wiel. Jy stel hom hier op die verstelling wat jy wil hê, dan moet hy daar vasdruk op daai een. As hy nie vasdruk nie, dan draai jy hom in tot hy vasdruk. Dan weet jy almal stel presies dieselfde. Almal is presies op dieselfde diepte. Almal is reg. Ja. Geen issues nie. En jy weet, ek dink daai is seker die belangrikste tip wat ek ooit in my lewe van julle af gekry het. Is zero jou planter, nê. Nee. Ja. Vat my genoeg tyd. Uitstekend. Franso, dankie baie. Jopie, dankie. Okay, so jy het nou dalk al gehoor van precision planting, nê, nee, maar jy weet nog nie so mooi nie. Kom met cerealis in kontak. Luister, jou genetika is ongelooflik duur, nê, nee, en alles wat jy daar volgens by doen, daai bietjies, ons is in daai 1% game. Dis op die einde van die dag wat gemaak dat jy dit maak of nie maak nie. So hier is die tipe van goed wanneer jy moet kyk. Linkie bo vir onder by Agritechnica. Ons hou julle op hoogte. Dis die van Farm Spice af tot volgende keer. Groete.